Hallo julle en baie welkom. Is julle reg om julle breine 'n bietjie te oefen oor die weer en klimaat? Hierdie is 'n superprettige vasvraag wat jou gaan help om heeltemal gereed te voel vir daai groot eksamen. Nou, moenie eers stres nie. Okay? Hierdie is glad nie 'n skrikwekkende toets nie. Sien dit sommer as 'n lekker spelletjie om te kyk wat jy alreeds weet. Kom ons wys daai slim breine van julle. Reg, so hoe speel ons hierdie speletjie? Dis super maklik. Eerstens, luister mooi na die vraag wat ek vra. Tweedens, jy kry 5 vinnige sekondes om die antwoord in jou kop te kry. En derdens, dan wys ons die antwoord en gesels vinnig daaroor. Klink dit goed? Mooi. Kom ons begin. OK, hier gaan ons. Deel 1. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die belangrike woorde wat ons gebruik wanneer ons oor die weer praat. Kom ons kyk hoe goed julle hierdie definisies ken. Hier is die eerste vraagie. Luister mooi. Wat is nou weer die verskil tussen weer en klimaat? En wat presies is temperatuur? Dink gou-gou 5 sekondes op die klok. Het jy dit? Kom ons kyk. Dink so daaraan. Weer is wat buite jou venster gebeur vandag op een plek. Byvoorbeeld, vandag reën dit in die Kaap. Klimaat is hoe die weer oor 'n baie lang tyd is in 'n groot gebied, soos die Sahara-woestyn het 'n warm, droë klimaat. En temperatuur, dis doeteenvoudig net hoe warm of koud dit is. Maklik, soos vol. Fantasties. Reg, volgende een. Wat is die verskil tussen minimum en maksimum temperatuur? En kan jy die 4 hoofelemente van weer onthou? Dink gou daaroor. Goed, kom ons hoor. Die minimumtemperatuur is die koudste oomblik van die dag, gewoonlik net voor die son opkom. En die maksimum is daai warmste oomblik in die middag, wanneer jy wens jy was in 'n swembad. En daardie 4 belangrike elemente, dis natuurlik temperatuur, neerslag, wind en wolkbedekking. Onthou hulle mooi, né? Julle is vuurwarm. Nou kom ons gesels oor water vir uit die lug val. Wat noem ons neerslag? En weet jy wat die verskil is tussen 'n reënbui en daai fyn misreën? Kom ons kyk wat jy onthou. Reg, hier is die antwoorde. Neerslag is basies enige water, of dit nou reën, sneeu of haal is, wat uit die wolke aarde toe val. En die verskil? Dan kan 'n reënbui as 'n vinnige, groot plons water wat uit die hemel val. En dan is misreën weer daai fyn sproetjie wat vir ure kan aanhou en alles klam maak. Brr, trek jou warmste baadjie aan want hier kom 'n paar ijskoue vragies. Eerstens, wat is haal? En tweedens, wat is sneeu? Jy het 5 sekondes. Kom ons kyk. Haal is daai harde ysklonte wat uit die lug val. Hulle is eintlik gevriesde reendruppels wat in 'n groot donderwolk op en af gewaai word en elke keer groter word totdat hulle te swaar is en uitval. Sneeu aan die ander kant is daai sagte, pragtige yskristalle wat 6 kante het. En net so, is deel 1 klaar. Wow, julle is regte weerwizards. OK, skud jouself reg want hier kom deel 2. Nou dat ons die woorde ken, gaan ons soos regte wetenskaplikes wees en kyk na die instrumente waarmee ons die weer meet. Is julle gereed? OK, tyd vir ons gereedskapskis. Watter instrument gebruik ons om te meet hoe warm of koud dit is en wat noem ons die eenheid? En watter instrument meet hoeveel reën geval het? En wat is daardie eenheid? Dink gou vir 'n oomblik. Kom ons kyk of jy reg was. Vir temperatuur gebruik ons 'n termometer en ons meet dit in grade Celsius. En vir reënval gebruik ons 'n reënmeter en ons meet dit in millimeter. Goed gedoen as jy daai 2 reg gekry het. Hoesh, kom ons praat 'n bietjie oor die wind. Weet jy watter instrument meet hoe vinnig die wind waai en wat gebruik ons om te sien uit watter rigting die wind kom? Dink vinnig. Reg so. Om die spoed van die wind te meet, gebruik ons 'n ding met 'n snaakse naam, anemometer. En om die windrigting te sien, kan ons na 'n windkous of 'n windhaan kyk. So ja, 2 verskillende instrumente vir 2 heeltemal verskillende take. Ons is op die laaste entjie. Hou net so aan, julle doen briljant. Nou, wat is 'n weervoorspelling? En as jy na 'n weerkaart kyk, watter 2 temperature wys hulle altyd vir jou? Ek gee jou 'n oomblik. 'n Weervoorspelling is eenvoudig 'n raaiskoot deur slim mense wat ons weerkundiges noem oor hoe die weer môre of volgende week gaan lyk. En op 'n weerkaart, hulle wys altyd eers die koudste temperatuur, die minimum, en dan die warmste temperatuur, die maksimum, so van koud na warm. OK, trompetgeskal asseblief. Hier is die heel laaste vraag van ons vasvra. Is julle gereed? Noem sommer net 2 maniere hoe die weer elke dag 'n invloed op ons lewens het. Hierdie een is 'n lekker maklike een om jou af te sluit. Sjoe, daar is so baie moontlike antwoorde. Die weer sê vir ons watter klere om aan te trek, of ons buite kan speel,
watter werk boere kan doen en of paaie en lughawens oop is. So as jy enige twee van daai genoem het, is jy 100% korrek. En dis dit. Julle het dit gemaak. Fantasties. Wow, julle is nou amptelik weerkenners. Gee jouself 'n groot skouerklop, jy verdien dit. Kyk net hoe slim is julle. Julle het hierdie vasvraag kaf gedraf en is nou soveel meer gereed vir daai eksamen. Onthou net alles wat ons vandag geoefen het, haal diep asem en jy gaan sommer fantasties doen. Baie, baie sterkte. Maar wag, voor jy weghardloop, hier's 'n laaste prettige ding om oor te wonder. As jy die mag gehad het om die weer vir net een dag te verander, watse weer sou jy kies en hoekom? Sou jy dit laat sneeu in die somer of dalk 'n perfekte sonskyndag maak? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens almal.